Is die Here goed of is die Here goed? Amen. Here is goed, halleluja. Amen. Prys sy naam. Die maar is jy bly om hier te wees, is jy opgewonde om hier te wees vandag? Amen. Julle moet nou onthou was 660 of 600 is ons preek dieselfde. Prys die Here. So dit maak nie saak. Getalle pla ons nie. Amen. Bybel sê die pad is nou en daar's min wat dit gaan vind. So ons moet maar net seker wees ons vind daardie pad na die Here. Hierdie koortjie sê soos 'n boom geplant by waterstroom. Net soos Psalm 1 dit ons nou vir ons leer, né? Soos 'n boom. Nou jy moet nou luister, daardie Psalm sê nie jy is 'n boom geplant by waterstrome nie. Hy sê jy moet soos 'n boom wees. Met ander woorde, selfs op plekke waar daar nie 'n geestelike water vir jou is nie, moet jy nog steeds soos 'n boom wees geplant by waterstrome. Halleluja. So met ander woorde, jy moet altyd so funksioneer. Jy moet altyd genoeg hê ook om uit te deel. Nie net vir jouself nie. Dit raak my bekommernis in die kerk. Die mense sê, ek kan nog vir daai man bid of kan nog om ek kom self nie eers deur nie. Want ons is almal so vir onsself. Ek gaan nou nie met julle beklei vanaand. Amen. Baie dankie vir die voorreg. Leierskap, baie dankie vir die voorreg om hier te kan kom bedien. Wessel het gesê ek is van Winburg af. Winburg is daar in die hartjie van die Vrystaat. Dis waar Winburg is. Vir julle wat nie weet nie, is so 800 km van my huis af waar ek nou is. Maar die Here is goed, ek ry so 5000 km elke maand agter die evangelie aan. Amen. So julle moet vir my bid. Amen. Julle moet vir my bid dat die Here my help, want die paaie is gevaarlik en die mense is gevaarlik op die pad. Halleluja. Prys die Here. So ek gaan nie oor myself praat vanaand nie. Julle het nou klaar, julle weet nou wie ek is. My naam is Andre, ek kom van Winburg af. My bedieningsnaam is Third Hour Ministries en dis dit. Nou praat ons oor die Here. Amen. Nou gaan ons oor die Here praat. Prys sy naam. Halleluja. Nou ek wil vanaand iemand met julle deel en dit was vir my bevestig gewees in die sang ook en wat Oudel Bessel ook gesê het op 'n stadium van ons moet deurdruk. Ons moet aangaan. Die tema vanaand wat ek met julle oor wil praat is, staan jy uit in die massas? Staan jy uit in die massas? Want ons is mos so gewoond om die massas te volg. Ons is net die kinders. As die kinders sê, hoekom het jy dit gedoen? Dan sê maar almal doen dit. Nou ons is net so, ons doen presies dieselfde. Almal doen dit, nou doen ons dit ook maar. As die kerk wil disco lights so goed insit en dan doen die volgende ou dit ook goeie genigtig, want die kerk moet nie soos die wêreld lyk om die wêreld te red nie. Die kerk moet anders lyk. Die kerk moet anders lyk. Ons kan nie soos die wêreld lyk nie. Ons moet anders lyk, anders gaan ons gaan nie siele inkry in die laaste dae nie. Jy weet daar is iets soos die Louwarm kerk ook, daar's iets soos user-friendly kerke. Maar ons hoef nie so te raak nie. Want iewers soek mense 'n kerk wat opreg is. Iewers soek iemand 'n gemeente wat hy kan weet waar die gees van die Here hom nog aanraak. Ek kan vir julle baie mooi woordjies hier van die kansel af fluister vandag, maar as daar nie salwing is nie, beteken dit niks nie. As die Heilige Gees nie in die prentjie is nie, dan beteken dit niks nie. Amen. Jy gaan net nie uitgaan met mooi woordjies, want jy sien ek is net die boodskapper, ek is nie die oortuiger nie. Die oortuiger is die Heilige Gees, halleluja. En die oomblik as hy nie in die prentjie is, kom aan kerk, halleluja. Ons moet hierdie dinge weet. Ons moet hierdie dinge weet. Ons moet hierdie dinge weet. Ek wil nie alleen preek nie, julle weet er van. Prys die Here. Halleluja. Staan jy uit in die massas? Nou ek het so 4 karakters. Ekskuus, ek gaan net my oë aansit. Anders kan ek nou nie sien nie. Ek is ook nou baie ouderdom wat ek ekstra oë moet saamdra. So. Reg, dit lyk beter. Dankie my vriend. Die waar is, ek wil net so 4 karakters vir u uitlig uit die Bybel uit vanaand. Bekende karakters wat u ken. So ek gaan nie na elke skrif toe blaai nie, ek gaan elke skrif aanhaal dat julle weet waar dit is in die Bybel. Maar ek gaan nie na elke skrif toe blaai nie, maar ek wil graag hê julle moet saam met my blaai na Lukas 19. Lukas 19 vanaf vers 1. En
onthou die hele tyd in hierdie boodskap dat die massas is nie altyd reg nie. Sê dit bietjie saam met my, die massas is nie altyd reg nie. Die massas is nie altyd reg nie. Amen. Massas is nie altyd reg nie. Goed. Dit dan ook my teks wat ek gaan gebruik vir die aand is Lukas 19. Ek lees vanaf vers 1 af. As julle die plek in die Bybel het, sê amen. 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 Praise the Lord. Hy sê met 'n dringendheid, Saggeus, ek moet vandag by jou bly, halleluja, want daar is redding vir 'n siel betrokke, en dit is hoekom daar soveel, ek wil dit nie angs noem nie, maar hierdie gevoel wat Jesus het, 'n dringendheid, wat hy mee uitroep, ek moet huis gegaan. Die waar is ek dank die Here vanaand, dat hy by 'n sondige man aangekom het, halleluja. Ek dank die Here dat hy eendag op my pad gekom het, in 'n klein kerkie daar in Brixton in Johannesburg, en hy het my siel gered. Ek dank die Here daarvoor. En hoekom klaar die kerk? Ons moet iets doen vir die wêreld daar buite. Ons is die enigste antwoord. Geen politieke party of wat ook al nie, man, ek gee nie om wat hulle self noem nie. Van die blauwe tot die rooi is. Amen. Stel dit net so. Sjoe. Maar Saggeus vers 8, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, luister wat gebeur hier in die teenwoordigheid van die Here. Hier kom sommer klaar oortuiging van Saggeus se kant af, man. Hy sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Net so, hier kom luister, as jy 'n suidige man wil regkry, bring hom in die teenwoordigheid van die Here. Halleluja. Die Here sal met hom werk. Niemand het niks vir hom gesê nie, hy het net in die boom uitgeklim en hy sê, Here, ek gaan help vir my goed vir die armes gee. So klaar, net so, lekker man, ek hou daarvan. Heilige Gees oortuiging, dis wat dit is. Dis Heilige Gees oortuiging. Dis wat ons nodig het in die kerk. Niemand gaan verander in die kerk as daar nie Heilige Gees oortuiging is. Gaan daar geen verandering by niemand wees nie. Ek wil dit vandag vir jou sê en ek sê dit pertinent, jy moet dit maar net glo. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag, hoor jy, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Prys die Here, halleluja. Ek en u is ook deur die geestelike saad wat in ons lewe ingesaai is deur die kruisiging, is ons ook nou seuns en dogters van Abraham. Prys die Here se mooi naam daarvoor. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Soek presies. Kyk hoeveel aborsies hulle kan hê. Dis hulle kompetisie. Hulle word swanger en dan aborteer hulle. Om te kyk hoeveel, wie kan wen. Weet jy wat is hulle slagspreuk? Hulle sê, it's beautiful to create a life and then to destroy it. Die waar is wat, want in die laaste, kom ons sê 7 maande, het die Here my baie attent gemaak op die foute van die kerk. Die kerk maak baie foute en ons erken dit nie so maklik so Saggeus sy foute erken nie. Nou my vraag aan u vanaand is, staan jy uit in die massas? Kom ons kyk bietjie na Saggeus, hy moes iewers van die Here gehoor het. Want hoekom wou hy so graag die Here sien? Ek gaan oor 'n paar karakters praat vanaand, maar Saggeus was 'n tax-collector. Hy het gegaan van huis tot huis en hy die belasting gaan haal wat die mense moet doen. Nou kom hy by 'n huis van die blinde man. En hy sê, hoorie maar, ek was laas maand by jou en jy was blind gewees en nou kan jy sien. Wat gaan daar nou aan? Hy sê, maar die Here het op my pad gekom, sê die blinde man. Die Here het op my pad gekom, halleluja. Dis hoekom ek nou kan sien. En hy kom daar by Petrus se huis, waar Petrus se skoonma was, het aan koors gelei. En hy sê, Tannie, ek het gedog, jy gaan dood, ek het gedink, ek gaan nie hierdie maand by jou kom kollekteer nie. Sy sê, die Here was hier, die Here het my aangeraak, man. Prys die Here. So oral waar hy kom, getuig mense. Hy kom by die 10 malaatses en hy loop so draai om hulle en hulle sê nee man, ons is genees.
ons is genees. En hy sê, maar wat het met julle gebeur? Hy sê, die Here het ons genees, halleluja. Die Here het ons aangeraak, prys die Here. En daarom ontwikkel hy opgewondenheid in hom, en hy hoor Jesus gaan hier verbykom. Maar hy sien die skare, en hy's 'n klein mannetjie. Hy kan nie oor die skare kyk nie, en hy maak 'n plan. Amen. Hy maak 'n plan en hy klim in die boom. Prys die Here. En weet jy wat? En die Here geweet hy gaan in daai boom wees. O ja, want hy's alwetend. Hy weet alles oor my en jou. Weet jy, ons kan wegkruip vir die wêreld soveel ons wil, maar ons kan nie vir God wegkruip nie. Ja. En hy weet sy Gees is daar, en hy sê sy Gees, kom af, ek moet vandag by jou tuis gaan, halleluja. Is dit nie wonderlike woorde om te hoor nie? Sien sy Gees, wat 'n sondaar was, het meer moeite gedoen om Jesus te sien as die kerk self. Hulle het maar net saam geloop die hele tyd. En is dit nie so dat so baie keer loop ons ook maar net saam nie? Ja. Ons loop maar net saam met die massas. Dis net 'n dooie vis wat saam met die stroom gaan. Kerk. Ek praat met die kerk. Julle moet een ding onthou. Geen prediker kan nie voorstaan en net klippe gooi na die gemeente toe. Die boodskap praat eers met my terwyl ek hom voorberei, praat die boodskap al met my. Ek kan nie hier staan en vir julle sê dit en dit en dit en dink ek is op 'n pilaar, op 'n pedestal. Dit raak my nie. Nee, hierdie boodskap is net soveel vir my. Soos ek hom voorberei, soos ek vir julle sê, so praat die Here eers met my. Dan moet ek eers sê, Here vergewe my, Here vergewe my, Here vergewe my, voor ek die boodskap kan bring vir julle. So ou Saggeus, die Sondag. Kom ek sê vir jou so, kom ek maak 'n stelling vanaand. Die Sondag, daar buite in die wêreld, is makliker om tot bekering te kry as die man en vrou wat in die kerk groot geword het. Ja. Want omdat hulle in die kerk groot geword het, dink hulle is klaar, hulle pad is oop hemel toe. En dis die grootste leuen van die duiwel daai. Jy kan 50 jaar in dieselfde kerk sit, dit sê nie jy gaan hemel toe nie. Jy raak by die kerk uitgekom, maar jy nog dalk nie by die Here uitgekom. Ek sê maar. Ek sê maar. Nie net altyd. Ons is nie gemaak om in te pas nie, ons is gemaak om uit te staan. Amen. Kinders van die Here is gemaak om uit te staan, nie om in te pas. So die waar is ons moet dit begin onthou. Ons moet anders wees daar buite, man. Ons moet nie skaam wees om 'n siel na die Here toe te lei nie. Ons moet nie skaam wees om vir iemand te gaan bid nie. As jou bure sukkel daar langs jou, gaan bemoedig hulle. Gaan vertel hulle Jesus kom langs hulle pad ook. Hy gaan daar, hulle moet goeie moed hou, man. Halleluja. Dis die boodskap van die kerk. Jy weet ons gee so baie pak slaan die Sondags, hulle is te bang om terug te kom kerk. Ek praat nou nie sonde goed vanaand nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar baie keer gee ons so pak slaan hier van die kans af dat die mense wil nie terugkom kerk toe nie, want hulle voel te skuldig oor hulle sondes. Dan moet ons hulle 'n bietjie meer Jesus liefde gee. As iemand nie my pad gekom het en my liefde gegee het nie. Die waar as ek wil vir u sê, dan sou ek dalk ook nog nie by die Here gewees het vandag. Iemand het op my pad, ek kan op 'n ander keer sal ek die getuie. Ek het gister, ek dink dit was gister, staan ek in koffie maak en my oë is oop. Ek is nie, my oë is nie toe of niks nie. En skielik verskyn daar 'n swart gat voor my. Hy's so diep, hy's donker, hy's so diep. Ek kan nie die bodem van hierdie gat kry vanaand. Halleluja. En as jy op 'n plek is, ons noem dit ons moedverloorse vlakte, is 'n mooi Afrikaanse woord. Moedverloorse vlakte. As jy in so 'n gat is vanaand en ek maak die oproep vir gebed, moenie bly sit nie, man. Moenie bly sit. Weet jy wat? Staan bietjie op by die massas uit, man. Moenie net want ons wag mos eers vir een, as die een nou kom dan kom die volgende ou. Ons moet op met daai nonsens, man. Daai skaamheid in die kerk. Ons het te prim en proper geword in die kerk. Ek sê ek gaan dit nie lees nie, ek gaan net die storie vertel, maar as julle dit wil gaan lees, is in Markus 5 vers 25 tot 29 wat ek gaan aanhaal vanaand. Nou julle almal ken die storie van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Jy weet die eerste ding
wat my tref is dat sy mag nie daar, so sy mag nie eers daar in die skare gewees het nie, maar die vrou het 12 jaar, het sy na dokter na dokter toe gegaan, en niks het gehelp nie, en miskien sit jy ook hier vanaand, en jy sit al met 'n ding wat lank jare saam met jou kom, en jy kry net nie oorwinning oor hierdie saak nie, jy kry net nie genesing nie. Nou ek wil vir jou vanaand sê, jy's op die regte plek, halleluja, jy's op die plek vanaand wat die Here met jou kan werk, maar jy sal moet deurdruk. Jy sal moet deurdruk deur die skare. Dit help nie, jy sit daar en sê, o maar nee, daar's te veel mense wat uitkom vir dit of vir dat. Nee, dit is tyd om deur te druk. Jy sien daai vrou wat nie eers daar mag gewees het nie, sy het geweet Jesus is daar voor en sy plek gemaak vir haarself, man. Sy deurgedruk deur daai mense tot sy heel voor was. Sy het nie moed opgegee nie. Sy het nie halfpad omgedraai en gesê, nee, dis te moeilik om by hom uit te kom nie. Sy het deurgedruk, kerk van God, sy het deurgedruk, halleluja. Wat gaan jy vanaand doen? Gaan jy maar net toelaat dat die mense jou terughou die hele tyd, of gaan jy deurdruk vanaand? Sê, dit is al wat ek wil weet vanaand, is gaan jy deurdruk, halleluja. Gaan jy by die meester uitkom? Gaan jy sy kleed aanraak, soos hierdie vrou sy kleed aangeraak het? En dadelik toe sy die kleed aanraak, toe sê, wie het aan my geraak? En die disciples sê, kom aan Here, hier's 5000 mense. Obviously gaan iemand aan jou raak. Sê, maar ek het gevoel, daar gaan krag uit my. Ek het gevoel, daar gaan krag uit my. En daar die vrou is oombliklik genees. Kerk van God, waar is ons geloof? Waar is ons geloof? Hoekom glo ons nie meer hierdie dinge nie? Die vrou het ook eers ander planne gaan maak. En toe haar laaste resort is Jesus. Haar laaste uitkoms sê sy Jesus. Ons doen dieselfde, maar weet jy wat, die Here sal ons nooit wegwys nie. Die Here sal ons nooit wegwys nie. Hy is altyd daar om ons weer terug te vat. Prys die Here, al het jy ook hoe ver afgedwaal. Halleluja. Al het jy hoe ver afgedwaal. Jy kan terugkom by die Here. Die Here sal jou altyd aanvaar. Haar fontein van bloed stop dadelik toe sy die Here aanraak. Dadelik, prys die Here. Ek wil vir u sê, is mense wat dadelik gaan genesing kom vanaand, as jy wil uitkom, prys die Here, dan weet ek, die Here gaan vir jou aanraak, van André Langehoven kan vir jou niks doen. But I come in the name of Jesus, hallelujah. Ek het autoriteit in die naam van Jesus, prys sy naam. En ek weet dat die Here, ek het al te veel keer gesien hoe hy werk. So ek twyfel dan kan nie of hy dit kan doen of nie kan doen. Ek is die bidder. Hy is die een wat die gebede beantwoord. Prys sy naam, halleluja. Volgende karakter. Ons gaan deur hulle, prys die Here, maar ek wil net hê julle moet sien dat dit die moeite werd is om uit te staan voor die skare. Ons het dit nou gesien met Saggeus. Ons het dit gesien met hierdie vrou wat aan bloedvleuel het. Sy het nie ge-worry oor die skare nie. Sy het nie dat die skare haar terughou nie. Saggeus het 'n plan gemaak om Jesus te kan sien. Hy het nie gedink, wel, wat kan ek nou doen? Ek moet nou maar hier staan, ek kan nou nie sien nie. Ek is maar nou 'n kort mannetjie. Man, hy het 'n plan gemaak. Kerk van God, maak bietjie 'n plan om nader aan die Here te kom. Julle is baie stil. Amen. En ek het nog eers kwaai geraak. Markus 10, vers 46 tot 52. Kry ons die verhaal van die blinde man Bartimeus. Hy wat uitroep, weer eens met 'n dringendheid na die Here roep hy uit. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Sien in die skare wil hom stil maak. Selfs die kerk wil hom stil maak, want die disippels sê, bly stil. Maar hy aanroep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Jesus. Naderhand sê Jesus, bring hom na my toe. En toe sê die kerk, kom, hy roep jou. Toe sê die disippels saam. Maar op 'n stadium wil hom stil maak, nee.
Ja, ek het net van Pinksterkerke gepraat. Nou kyk, ons kan lekker lawaai, man. Ons kan lekker lawaai en ons is nie bang nie. En die mense sê, ek onthou op een dorp waar vir die Here gewerk het, kom ek vertel julle gou die storie. Ek wonder of ek hom iemand moet neersit en sy batterypap. Ja, hy is op pad. Hy is besig om pap te raak. Ja. Op een dorp waar ek vir die Here gewerk het, kom ek eendag in 'n supermark in en daar's 'n vrou, dankie. Daar's 'n vrou wat my roep. Sy roep my sommer so, "Hey, kom hier so." Roep sy my. Ek gaan na sy werk al by die til. Ek sê, "Ja, wat's fout?" Sy sê, "Is jou God doof?" Ek sê, "Nee, my God is nie doof nie." Sy sê, "God skree so persoonlik, ek hoor jou tot daar by my huis, man." Ek sê, "Nie op nie, ons hou aan. Kyk man, as hy kom en hy skrik homself mors dood in die kerk en hy hardloop, is alright. Maar ek gaan nie eers vir 'n jaar vir hom die ware evangelie verkondig nie. Vandag moet hy die waarheid hoor. Yes. Ja, prys die Here. En as hy hardloop, hy sal nie weer terugkom in die waarheid. Ja. Die keer wat die skare ons nie stil maak nie. Gaan jy dit toelaat? Gaan jy dit toelaat? Dis jy sien, jy kan hierdie vraag net vir jouself antwoord. Gaan jy dit toelaat dat die massas jou onderkry? Gaan jy dit toelaat dat die wêreld daar buite jou aanhou spot? Luister, jy gaan net aan en jy dien die Here in gees en in waarheid. Want ergens gaan hulle sê dat daai man of vrou is 'n voorbeeld vir ons. En hulle gaan jou huis as 'n gebedstoring begin sien. Jou huis gaan 'n gebedstoring, net deur die voorbeeld wat jy daar buite in die strate uitleef. Jou huis, baie mense wat nie wil kerk toe kom nie, sal by jou huis, ek profeteer som nou oor elkeen van julle se huise vanaand. Baie mense wat nie wil kerk toe kom nie, sal na julle huise toe hardloop, want hulle weet hoe dien julle die Here. En hulle sal kom soek daar by jy is. Suster, ek wil vir jou 'n woord gee. Net nou al toe sing. Toe sien ek al hier. Is dit jou vrou daar? Skus. Nee. Okay, sorry. Ek het jou gesien met so 'n klein pakkie suiker in die hand. Maar dit is nie 'n suikerpak nie, dit is 'n plastiek sakkie wat so geknoop is met die bietjie suiker in. En ek hoor hoe roep jy na die Here met hierdie pakkie in jou hand. En jy sê, Here, kan U nie net ingryp nie. Ek weet nie waar dit was of so niks. Ek sien nou nie waar dit was nie, maar die Here, jy roep en jy sê, Here, kan U nie ingryp nie, en ek dink nie eens dit gaan oor hierdie pakkie suiker nie, dit gaan oor iets anders, wat die Here, wat jy so benoud was oor, en jy roep die Here aan, en die Here sê het jou gehoor. Here sê het jou gehoor. Die Here sê gaan antwoord. En wanneer die antwoord kom, sal jy weet, dit is die Here wat vandag met jou gepraat. Jy sal dit weet. Wanneer die antwoord kom, sal jy weet, die Here het vandag met jou gepraat. Prys sy naam. Jy sien, baie keer is die kerk soos hierdie blinde man Bartimeus. Ons is blind vir ons eie foute. Ons is blind vir die feit dat ons uit genade gered is. Daar is so baie mense wat ons nie genade voor wil gee nie. Ons dink maar net, nee, dis reg. Laat hy suffer, laat hy hel toe oor die dinge wat hy doen. Maar ons vergeet van hoe die Here barmhartig was teenoor ons, toe ons geroep het, soos hierdie blinde man geroep het, Seun van Dawid, wees my barmhartig, halleluja. En die Here het geroep, en die Here het gehoor gegee aan ons geroep. Maar hoekom wil ons nie genade aan ander bewys nie? Die kerk moet meer betrokke wees in die wêreld as wat hy in die kerk betrokke is. Presies. Hoor julle wat ek sê? Die kerk moet meer betrokke wees daar tussen die Sondag as wat ons hier in die kerk betrokke moet wees. Dis mos maklik om hier te halleluja te prys die Here hier tussen almal wat dieselfde dink as jy. Maar as jy daar by 'n plek staan, dag man, ek moet hierdie ook vir julle vertel. Kyk, die Here was al so goed vir ons, nee. Ek gaan hou dienste op 'n dorp, dis wie van julle ek weet nie of julle al gehoor het van Tabapatswan. Dis 'n breingemeenskap, leerlinggemeenskap daar in die Vrystaat. Pragtige mense, ek bedien baie daarso.
En die een aand, jare terug, so 6, 7 jaar terug, toe ek daar gaan bedien, toe kom daar 'n briefie vir my van die tavern eienaar, van sy Vrydag aan. En hy sê, as jy vanaand diens hou, dan maak ek vir jou dood, want jy steel my kliënte. En ek skryf vir hom terug op die briefie. Ek sê, man, kom ek maak dit vir jou maklik. Ons skuif sommer die diens daar na jou tavern toe. Ons bedien sommer van daar vandaan. Dus daar komt dus dan niemand. Dat is is die krag van die Here, man. Ek gaan nie laat die massas my keer nie. Jy sien, die massas sê nee. Ag man, moslems sou my al doodgemaak het, man, dierbaar is. Ek was al 4 keer in Lesotho toegesluit, omdat ek nie wil bribes gee nie. Dan gee ek voor. Begin jy nou in tale te praat in daai selle. Binne 20 minute toe haal hulle my uit en sê kom, dat jy gaan. Dis die krag van die Here. Amen. Dis waaroor dit gaan. Want ek kan nie op my eie krag nie. Ek kan nie op my eie krag nie. Maar as ek op die Here se krag. Dan gebeur die ding. Prys jy nou. Dink julle ek praat nonsens? Julle beter nie so dink nie. Ek vra jou weer, gaan jy toelaat dat die massas jou stil maak of gaan jy bly roep totdat jou geroep by die meester uitgekom het? Die man het aangehou roep, man, kom in kerk, ons moet moed skep hierso vanaand. Ons moet 'n bietjie moed skep, man. Die kerk is moeg en die kerk weet nie meer wat ek kan doen nie. Ons moet vanaand moed skep hierso. Ons moet weet, ons kan so optree en ons kan regtig waar, haleluja, die skare kan ons nie stil maak nie. Prys die Here, man. Selfs hulle wat in die kerk is, kan jou nie stil maak. Hulle wat wil hê die kerk moet stil wees nie. Dis seker maar om nie die mense wakker te maak wat slaap nie, maar ek weet nie. Maar my geroep het by die meester gekom. My geroep het by die meester gekom. Ek sluit af met die volgende karakter. Ek gaan vir julle 1 of 2 getuienisse vertel. Maar ek sluit af hierso met hierdie volgende karakter. Die seentjie wat die visse en die broodjies na Jesus toe gebring. Johannes 6 vers 5 tot 15 as julle dit wil gaan lees, is daarin. Die seentjie met die 5 broodjies en die 2 visse. Nou in een van die ander evangelies, eintlik in al 3 ander evangelies, ek lees nou uit Johannes uit, maar in Matteus, Markus en Lukas vertel dit dat die Here of die disippels het by die Here gekom en gesê, hoe moet ons stuur die mense weg, ons kan nie vir 'n pos gee nie, dit was die woord. En Jesus sê vir hulle, man, gee julle vir hulle iets om te eet. Kerk, daar is iets wat ons moet leer. Gee julle vir die wêreld iets om te eet. Want as jy dan die brood van die lewe en die lewende waters by die Here gekry het, hoekom wil jy dit vir jouself hou? Hoekom gaan deel jy dit nie uit daar aan die mense wat dit nodig is nie? Die mense wat naby selfmoord is. Weet jy hoeveel familiemoorde hoor ons in die laaste tyd? Weet of julle die nuus luister nie, maar dis familiemoord op familiemoord op familiemoord. Maak die kinders dood, maak die vrou dood, dan skiet hy homself. Ag nee, kerk. En waar's die kerk? Die kerk is stil. Die kerk is stil. Jy sien, ons moet verantwoordelikheid vat vir sekere dinge. Ons is nie geroep om banke warm te sit nie. Ons is nie daarvoor geroep nie. Ons is geroep om 'n verskil in die wêreld te maak. Jou werksplek, Bro Basil, is jou kansel. Jy's eerste daar om die evangelie te verkondig, dan is jy daar om geld te maak. Jou werksplek is jou kansel, want die pastoor kom nie altyd daar uit nie. Jy kry met mense te doen wat hy nie meer te doen kry nie. En elkeen van ons moet ergens daarom begin om 'n siel vir die Here te red. Ons kan nie wag tot op die laaste nie. Ons moet begin iets doen vir die Here. Daar's 'n dringendheid in my daaroor. Die kerk moet regtig sy visie verander. Want ek dink nie die Here het ons ooit geroep om net hier te sit en te bid dat die sitplekke vol word. Dis wat ek nou sê. Julle moet my hart hoor wat ek nou sê. Die kerk moet meer betrokke wees daar in die gemeenskap daarby. Ons kan nie huil omdat die kerke leeg is as ons nie die Sondag gaan haal nie.
En ek wil vanaand iets doen en ek doen dit profeties. Ek bind nou elke mag van verdeeldheid in hierdie kerk. Elke mag daar buite wat sê ons gaan nie na daai kerk toe nie want dit en dit het gebeur in die verlede. Ek stel dit kragteloos vanaand en ek het die autoriteit in die naam van Jesus om dit te doen. Ek stel daardie woorde kragteloos. Daar sal nie weer 'n skindertong teen hierdie kerk opstaan nie. Daar sal nie weer 'n persoon wees wat hier verbyloop en sê o, pas op vir daai kerk, pas op vir daai dinge wat hulle pas op vir die mense daar binne nie. Ek bind dit alles in die naam van Jesus vanaand. Halleluja. Prys die Here. En ek sê vir jou, daar gaan 'n verskil kom in hierdie gemeente. Ek weet daar gaan 'n verskil kom. Halleluja. En ek weet mense gaan opgewonde raak oor wat hier gebeur. Maar weet jy wat ek sê vanmiddag vir broer David en vir broer Basil sê ek, toe Moses na die braambos toe gegaan het. Julle ken ons daai storie. Jy het al so ver in die Bybel gelees. Toe Moses daar gaan na die brandende bos toe, het hy gegaan en hy het gesê, laat ek gaan kyk hoekom brand daai bos so. Sien, hy het nie gegaan daar om 'n ontmoeting met die Here te hê nie. Hy het nie geweet die Here is daar nie. Hy het gegaan omdat hy nuuskierig is. Toe gaan hy uit en hy gaan kyk en toe hy daar kom, toe sê die Here vir hom, Moses, trek uit jou skoene. Jy staan op heilige grond. Halleluja. Toe het hy ontmoeting met die Here. Maak die mense nuuskierig oor jou kerk. Maak die mense nuuskierig oor die dienste wat hierdie week plaasvind. Maak hulle bietjie nuuskierig. Sê hulle hoor jy daar's 'n mal pastoor van die Vrystaat, julle beter gaan kyk. Hy's nie lekker. Mag die Here hom help. En die seentjie kom met hierdie broodjies en die visse. Nou die Bybel sê net die mans was omtrent 5000. Nou kom ons sê elke man se vrou was daar en elke familie het net een kind gehad. Dan is dit 15000 mense. Net so. 15000 mense. Reg. En die disippels se geloof is so, hulle weet nie hoe hulle hierdie skare gaan voed nie. En hier kom 'n seentjie, en ek wil vir julle sê, diebaar, ek is so bly dat die kinders in die kerk is vanaand. Want dis waar hulle moet wees. Laat hulle groot word onder die kerkbanke. My seun is vandag self 'n geordende pastoor. Toe hy so 3-4 jaar oud was en ons sit in die kerk en ek en my vrou kom by die huis en ons praat oor die boodskap, dan sê hy nee, dis nie wat die pastoor gesê het nie, hy het so gesê. So al speel hulle daar onder die banke. Hulle hoor die woord van die Here, prys die Here. So bemoedig die mense, want baie mense sê, "O nee, my kind is nog te stout." Laat hy stout wees in die kerk. Sien, baie keer vergeet ons ouer mense, ek praat nooit van ou mense nie, ouma. Daar's net mense wat ouer is as ek, dis al. Maar van ons ouer mense vergeet ons kinders was ook stout in die kerk. Ek was ook stout in die kerk. So ons moet die kinders toelaat. Want as hulle nie van vroeg af gaan kom nie, hoe gaan hulle kerkkultuur leer? As hulle nie van vroeg af gaan kom nie, gaan hulle ons nooit, nou wil jy hom bring as hy 7 is, dan hardloop hy rond soos 'n 2-jarige, want hy ken die kerkkultuur. Ja, ons moet die kinders in die kerk hê. Hier kom 'n kind, hierdie seentjie, ek weet nie hoe oud was hy nie. Maar hy kom en hy gee wat hy het. Hy bietjie, hy weer kom. Hoe gaan ek dit maak? Maar wanneer laas het jy jou bietjie wat jy het vir die Here gegee? Ek vertel julle gou getuienis van my vrou, wou dit aan die einde van die diens vertel het, maar kom ek vertel dit gou nou. Ons was baie keer in posisies waar ons amper niks in die huis gehad het nie. Prys die Here, ons het altyd nou ietsie gehad. Maar partykeer as sy vir my sê, wat is daar in die diepvries? Dan maak ek die diepvries so op en dan doer onder lê 'n pakkie chops. Dan sê ek vir chops, dan is daai dinge so leeg, ek hou terug. Chops. Julle vang hom. Jy verstaan, so ek kan hierdie dinge preek, want ons was van in sulke omstandighede gewees. Ons was in omstandighede waar ons kinders R5 elk vir Kersfees kon gegee. Sulke dinge. Ons weet hoe dit is om niks te hê nie, maar ek kan ook soos Paulus sê, ek weet ook hoe dit is om oorvloed te hê. Halleluja. So prys die Here daarvoor. Maar as dit so gaan, as ons koskaste leeg is, dan vat my vrou 'n tydskrif en sy knip prentjies van kos uit.
uit daai tydskrif uit, of dit nou groente is, of dit nou vleis is, of wat ook al, dan knip sy dit so uit, en dan gaan plak sy dit in die leekkaste. En sy plak in die diepvries, binne in die diepvries, prentjies van vleis en goed. En dan begin sy die Here prys. Dan begin sy die Here prys. Die Here, dankie dat U hierdie koskaste vol maak, halleluja. En dis nie lank daarna nie. Jy sien, ons moet ons geloof 'n bietjie verder vat. Nou dis die snaakse dinge wat ons doen in die kerk, en dan sê die massas hulle toon. Nee man, ons is besig met die dinge van die Here, niks anders. En ek wil vir u sê, dierbaar is time op time, en ek ry nou op my vrou se geloof. Dis nie ek wat dit gedoen het nie, dis sy wat dit gedoen het. En time on time again. Daar's 'n liedjie wat sê, Jesus is on time, every time. Hoe gaan hy liedjie? In time, on time, every time. Yes. In time, on time, every time. Awesome. Prys die Here, halleluja. En dit is so. En die Here voorsien of iemand nou vir ons 'n bedrag geld te betaal, of iemand 'n klomp groceries bring, dit maak nie saak nie. Ergens sê die Here voorsien. Ergens sê die Here voorsien. In hierdie seentjie het die geloof wat 'n groot mens eintlik moet hê. En ons kyk die kinders so maklik mis in die kerk. En ons moet luister wat ons kinders ook vir ons sê partykeer. Want ek het al van my beste preke by 'n sonnaskoolkind gekry. Kom en vertel hulle net hierdie een. Ek vertel dit amper oral. Jong dogtertjie 7 kom by my in die kerk. En sy sê, Pastor, do you know what Bible stands for? Ek sê, nee, sê vir my. Sy sê, basic instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Dan is dit al wat ek nodig het. Dan het ek net die woord van die Here nodig. Prys die Here. As dit die geval is. Want dit is ons instruksies. Dit is ons werksboek. Halleluja. Dit is waar ons antwoorde by die Here kry. As jy nie die Here se stem ken nie, lees meer Bybel, want dis die maklikste manier wat die Here met ons praat. Dis deur sy woord. Daarna, en weet jy wat, profeties, toe hulle almal klaar geëet het, en hulle tel die Bybel sê die brokstukke, met ander woorde die oorskiet kos. Toe hulle dit by mekaar gooi, toe's daar 12 mandjies vol. Net van die leftovers. Wat kan die Here nie in jou lewe doen as hy dit met 5 broodjies en 2 visse kan doen nie? Wat kan die Here nie met jou koskas doen nie, man? Wat kan die Here nie met daai? Luister, party mense sien jy ry 'n mooi kar, maar hulle besef nie jy's dalk al 3 maande agter met die paaiement. Ja. Maar kan die Here daai 3 maande vir jou opvang? O, yes, hy kan, as jy dit vir hom gedoen het. En dan gaan jy nie na die Here toe nie. Jy praat nie met die Here daaroor nie. Jy gee nie vir die, jy kruip weg soos Adam en Eva weggekruip het in die tuin. En die Here wil saam met jou wandel. Die Here verlang na die tyd wat jy met hom gewandel het. En hy soek jou terug. En al wat jy moet sê is, Here, vergewe my. Here, vergewe. Ons maak dit so moeilik vir die mense, kerk. Ons maak dit te moeilik vir die mense daar buite. Dit is nie so moeilik om die Here aan te neem nie. As die mense dit sien en besef, dan gaan meer mense die Here aanneem in hierdie tyd waarin ons. Ek is amper klaar, hoor. Ek is amper klaar. Ek sê iemand tog net dankie, tog is amper klaar. Een klein seun se geloof stig die hele skare. Want hier sien hulle 'n wonderwerk gebeur voor hulle. Dan sien wat die Here kan doen. En hulle weet, daar was niks nie. Maar weet jy wat, die Here het gevat het, en hy het eers die Vader gedank daarvoor. Jy sien wat ons doen. En ek het op daai plek in my lewe gekom, want ek het baie keer gemurmureer oor die klein salaris wat ek kry. En as die aftrekorders nog begin afgaan, dan dan kla ek so oor die Here. Tot ek op hierdie punt gekom het. As iets afgaan, dan sê ek, Here, dankie dat my geld in die rekening was vir hierdie aftrekorder om af te gaan. Dankie, Here, dat ek daarom nog 'n paar rand oor het om kos te koop. Dan kom eerder vir daai bietjie soos die Here dit gedoen het met die visse en die broodjies. Dan kom eerder met daardie bietjie en vir daardie bietjie. Wees dankbaar vir wat jy het, prys die Here, halleluja. Want dan gaan dit beter met jou begin gaan. As die Here jou nie met die klein bietjie kan vertrou nie, hoe gaan hy jou met die groot dinge vertrou?
Ja, presies. Jy kan amen sê nie sy eie naam. Ja, bring jou bietjie na Jesus toe, halleluja. Jy sien, die Here wil die jong mense ook gebruik in ons midde. Ons moet hulle kans gee. Ons moet hulle kans gee. Maar as ek en u vertrou op die Here, dan gaan ons uitstaan voor die massas. En die massas gaan sien wat gebeur. Want jy sien, ek gaan Woensdag aand praat oor sonder die toedoen van mense hande. Môre aand is my boodskap, maar ek het gedink. Dis my boodskap môre aand oor, as die Here dit nie dalk verander nie. Maar in elk geval, vertel jy 'n laaste getuienis, ek is klaar, ek wil graag vir u bid. Ek vertel vir u 'n laaste getuienis. Daar was 'n tyd gewees wat ons 'n groot bedrag geld nodig gehad het vir my kind se tande, my seun se tande. En ons nee, ekskuus, nee, dis nou 'n verkeerde storie. Daai is 'n ander getuienis, dis 'n ander groot getuienis. Maar op 'n stadium met ons ook is ons agter met ons goed en ons het geld nodig en die aand is daar 'n verskriklike storm en daar so diep, so breë sloot gaan voor ons verby van die water, soos die water afgeloop het. En ons gaan doen huisbesoek die oggend en ek stop my kar nou maar buite as gevolg van hierdie, dat ons eers hier kan regmaak. En op 'n stadium, toe ons vir die tweede besoek moet gaan, stap ons kar toe en toe ek kar toe stap, reg voor die kar waar ek die kar gestop het, toer om, so diep, ek sê nou weer vir jy, so diep. In daai gat sien ek daar's 'n klippie, maar iets is op die klippie geskryf. En ek haal dat so diep. Ek weet hy lê nie daarvan gister af nie. Die Here het hom baie lank terug vir my geplant om hom te kry daar. En ek haal daardie klippie uit en op die klippie staan brood. Jesus. Brood. Daai klippie is tot vandag toe nog op my broodblik. Elke keer as ek praat nou seker van 12 jaar terug wat dit gebeur het. Daai klippie bly in die broodblik. En elke keer as ek hom sien, dan sê ek dankie Here vir u voorsiening. Dankie Here vir u voorsiening. Want soos ons daai klippie gekry het, ek vir my vrou gesê, kykie, en die Here het ons moed gegee. Hy het ons moed gegee om weer aan te gaan. Ek meen, hoe kry jy daai klip so deur onder die grond? Daar staan brood op. Hoe lank moes hy al daar gelê? Jesus. En daai brood, daai woorde brood, dit lyk of dit met 'n koutjie geskryf, dit het nog nooit verfyn nie. Hy bly net so. So die waar is ek wil regtig hê julle moet moed skep deur hierdie dinge wat ek vanaand vir julle gesê het. Julle moet moed skep, want die kerk het nog 'n stem daar buite. Yes. Maar as ons gaan stil bly, hoe gaan hulle weet van die kerk? Hoe gaan hulle weet van die Here as ons nie praat oor die Here nie? Moenie dat die massas hier stop nie. Ek sluit daarmee af vanaand. Kom ons doen gou net 'n gebed. Ek gaan nou vir die siekes bid. As daar van julle is wat siek is, liggaamlik, daai donker gat, daai depressie is van julle met depressie sit, kom uit, dit maak nie saak eintlik waarmee jy sit vanaand nie. As jy gebed nodig het, kom net uit dat die Here ons help. Vader, baie dankie dat ons bemoedig kon geword het vanaand deur hierdie boodskap, dat ons kan sê vanaand, die Here is met ons. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Halleluja. Ons kan weet vanaand, Here, dat groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons kan al daardie dinge weet, Here, maar as ons gaan aanhou dat die massas ons blok, Here, dan gaan ons nêrens kom met ons geestelikheid nie. En ons gaan dalk eendag leë hande voor U staan, want ons het nie eers een siel na U toe gelei nie. Ek wil bid dat U elkeen van ons sal help vanaand, Here, om 'n siel na U toe te lei, Here, dat ons elke dag ten minste sal probeer, net saad plant, dat hulle kan hoor, dat hulle kan weet dat die Here is goed. Here, dat ons ophou U net as 'n pak slaaggod sal voorstel aan die wêreld daar buite. Dat hulle sal weet, as die Here my siel gered het, wil hy jou siel ook red, want hy is nie die aannemer van persoon nie. Dit is die boodskap wat ons moet verkondig. Ons het genade ontvang, daarom moet ons genade gee, Here. Net wat die mens saai, dit sal hy maai. So kom, Here, in al die volheid, al die krag en al die heerlikheid en elke een van ons in vanaand, Here, en maak weer vir 'n slag ordentlik kontak met ons gees. Dit is my gebed en ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Hierwaar is daar enige iemand wat gebed nodig het. Jy kan nou uitkom.
Amen. Kom maar vorentoe. Het ons salfolie, as ons nie het nie, is dit nie 'n probleem nie. Ek gaan die kamera afsit.